the same Spirit that rose Christ from the dead, dwell in you, dwell in you. If that same Spirit that rose Christ from the dead, dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body. If that Spirit dwell in you, it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, it will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body. If the Spirit dwell in you, it will quicken, yes, your mortal body. If the Spirit dwell in you, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. It will quicken your mortal body, yes, if the Spirit dwell in you. It will quicken the mortal body, if the Spirit dwell in you. Oh yes, if the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, dwell in you. If the same Spirit that rose Christ from the dead dwell in you, oh, dwell in you, it will quicken your mortal body, yes, if the Spirit dwell in you, it will quicken, yes, your mortal body, if the Spirit dwell in you. Oh, yes, hallelujah. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here Jesus, ons wil baie, baie dankie sê, dat ons deur u na die Vader kan gaan, en ons weet wat ons die Vader in die naam vra, dit sal die Vader vir ons gee, en ons is so dankbaar, bo dit alles, dat ons u in ons lewe gekry het, en dat ons in u kan wees. Baie, baie dankie, dat ons in hierdie dag waarlik kan uitroep, dat geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Baie, baie dankie, Here, dat ons hierdie seëninge dag vir dag ontvang, en ons prys u, dat dit waarlik vir ons siele opbouend is, om hierdie seëninge, wat in die woord op beskryf is, die rykdomme van Christus, dat ons dit kan ontvang dag vir dag. Baie dankie, dat ons deur die bloed kon kom, sodat ons waarlik deur die bloed in u kan wees vir ewig, sê die woord van die Here. Help ons dat ons nie lou raak en u ons uitspoeg nie, maar laat ons waarlik so sal lewe dat dit u wel behaaglik is, en ons prys u dat ons in hierdie dag weet, dat die Here God, sy barmhartigheid is groot
oor elke een wat hom aanroep. Baie dankie dat ons nou weer eens na die woord kan luister. Ons wil U loof en prys vir die woord. Here, wat die woord is wonderlik en dis waar en dit bly vir ewig. En die Heilige Gees wat U aan ons gegee het, die leer en lei ons in die hele waarheid, sodat ons kan verstaan wat die volmaakte wil van God vir ons lewens is. Elke ene, en ons prys U dan, dat U elke oorik sal bestryk met U bloed, en dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, want dit is wat U vir die gemeentes gesê het, en Here Jesus, ons wil graag hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie dankie dat U elkeen dan so saam met ons seën en verheerlik U groot naam in die woord wat verkondig sal word, en ons weet dat die Heilige Gees is waarlik die een wat ons leer en lei in die hele waarheid. Baie dankie daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie dag so saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here vir 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede te verkondig oor Joy Gospel Radio, en ons sê vir die Here dankie vir Pastor Berry en sy vrou wat hierdie radiostasie begin het, en daardeur kan ons die evangelie versprei oor die hele wêreld. En ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek wil weer daarby bly, en dit is dat Pinkster is alleen Pinkster wanneer die Heilige Gees in werking is. Daar is nie 'n Pinkster anderste nie, waar die Heilige Gees in werking is, en ons sal vandag weer hoor hoe dat die Heilige Gees ook in werking is in ons liggame. Maar wat hier vir my wonderlik is wat ons gesing het, en dit is dat as dieselfde Gees, dis wat hy vir ons sê in Romeine 8, as dieselfde Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Nou daar is iets wat aan die mens se liggaam gekoppel is, wat niemand gaan misloop nie, en dit is hierdie liggaam sterf. Een of ander tyd gaan hy sterwe. Daar sal natuurlik wees, reg voor by die wederkoms van Christus, dat daar mense is wat kinders van die Here wat nie gesterf het nie, en tog sal hulle verander word. Nou, wat hier vir my wonderlik is in hierdie hele saak, en dit is dat op die einde van die dag gaan die mens, die duiwel het die mens oorwin, maar aan die einde van die dag gaan die mens, die wedergeborenes, gaan hulle die vyand oorwin, die dood oorwin, en hulle, en die klomp mense sal nie fisies sterwe nie. Halleluja, hulle sal saam verander word in 'n oomblikse tyd. Nou, ons is die afgelope tyd besig met die innerlike man, en dat die innerlike man die een is wat die wapenrusting opneem, en ons word beklee, die innerlike man, met hierdie wapenuitrusting en sy dele. Maar wat hier interessant is, wanneer ons net so 'n bietjie teruggaan na die mens self, van Adam en Eva af, dit was nooit God se wil dat die mens aan die dood onderwerp moet word nie. Adam en Eva het saam met die Here in die tuin gewandel, daar was nie dood nie. So hulle was totaal vry van die dood gewees. Maar as gevolg van die sonde, word hulle onderwerp aan die dood, en hulle lewe in vrees vir die dood. En dit is net so, dat die mens, ek meen ons wys dit nie, maar as jy ouer raak en wat alles, dan begin jy baie dink aan, jy is nou op pad om een of ander tyd gaan jy sterwe, wat ek al. Want die woord sê, eenmaal sterwe, daarna die oordeel. Maar kom ons kyk bietjie wat het gebeur in die tuin van Eden. En dit is dat die Here het sy asem in Adam se neusgate geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. 'n Lewende siel. Dit meen die siel van die mens. Halleluja. Die liggaam
was normaal. Die liggaam sal sterwe. Maar die siel wat onsterflik is, hierdie lewende siel, word deur die sonde ook onderwerp aan die dood, want hy sê die siel wat sondig, die moet sterwe. So wat hier gebeur is nou, daar is twee dode. Dit is baie interessant. Twee dode, die vleeslike dood en die sieledood. Die vleeslike dood is die een wat is die liggaam wat in die graf gaan. Die sieledood is die siel wat saam met die liggaam in die hel gaan gewerp word. Dit is ook die tweede dood. En Christus was onderwerp aan al twee die dode. En hy was nie net onderwerp aan die dode nie, maar hy was ook onderwerp aan die dood van die wet. Want die reg van die wet is, die siel wat sondig moet sterwe. Die siel wat gesondig het, sal sterwe. Die vlees wat gesondig het, sal sterwe. So, ons kry die grafdood, ons kry die sieldood, en dan kry ons kom ons sê die wetdood, en dan kry ons die ewige dood. So in werklikheid is daar 4 dode, en wat vir my wonderlik is, dat die Here Jesus, hy sê dit in Hebreërs 12, hy sê God het hom deur die bloed van die ewige testament teruggeroep uit die dode. Dit meen, hy sterf die dood van die wet, hy sterf die dood van die kruisvleeslik. Hy sterf al 4 dode. En hy word uit die doodheid teruggeroep deur die bloed van die ewige testament. En dit is waarom dit so belangrik is dat ons moet weet wat gebeur met die mens. Die Here gaan jou nie net uit die graf uit die grafdood uit opwek nie. Nee. Deur die wedergeboorte word jy opgewek uit die sieledood, uit die ewige dood en uit die tweede dood. So, dit meen, uit dit word jy opgewek. Die dag as jy weergebore word. En dit alles vind plaas as gevolg van die bloed van die Here Jesus. En natuurlik die Heilige Gees wat ons opwek in 'n nuwe lewe. So, alles werk saam. So wanneer ek sterwe, Christus het nou kom ons sê die dood van die wet gesterwe. Nou, die oomblik as ek nou weer onder die wet wil wees, of onder die gebooie, maak nie saak of ek 1 of 2 of 3 gebooie onderhou, of die hele wet met al sy gebooie onderhou nie. Ek onderwerp my weer aan slawerny, en ek onderwerp my weer aan die dood van die wet. Die siel wat sondig moet sterwe. So nou kom ons terug waar hy in Hebreërs 4 sê, hy sê want hulle ten opsigte van hulle self Christus weer openlik gekruisig en hom tot 'n skande gemaak. So die oomblik as ek enigstens onder die wet met sy gebooie inbeweeg, dan kruisig ek Christus openlik en ek maak hom tot skande, want die Here het my daar uitgehaal alreeds. En dit is wat hy sê, hy het ons deur sy bloed, deur sy dood, het hy ons onder die wet uitgehaal, sodat ons nie meer onder die wet met sy gebooie kan wees nie. Want hy gaan hierdie dood van die wet, gaan hy aan die kruis belewe. Deurdat hy vasgenaal is aan die kruis. So, wanneer ons gaan kyk na hierdie ding, dan sien ons dat daar is 4 dode, maar die 2 wat vir ons belangrik is die vleeslike dood en die geestelike dood. Dit ben die siele dood. Dit is vir ons baie belangrik. En wanneer ons deur die Heilige Gees, wat baie belangrik is, wanneer ons deur die Heilige Gees, deur die Gees van God, opgewek word tot 'n nuwe lewe in Christus,
Halleluja. Dan lewe ek eintlik bokant die houvas van die dood. Dit maak nie saak wat se dood nie. So, maar nou kan ek myself nie weer onderwerp aan hy praat van die wet van die vlees, van die sonde en die dood. Dit ben die wet van die vlees, van die sonde en die dood. Solank ek onder dit bly ek in die dood, in die dood, in die dood, in die dood. En as ek enige gebod of wet verkondig, wat ons moet so, en ons moet so, en ons moet so, en ons moet so, dan begin ons onsself weer onderwerp aan dood. Die dood van die wet. Waar die Here ons vrygemaak het daarvan. Maar wat hy nou hier belangrik is dat wanneer ons gaan kyk na die siel wat gered word deur die bloed van die lam, dis baie belangrik, van die ewige en tweede dood, naamlik die hel. Nou hierdie is ook belangrik. Die vlees sal sy oorwinning oor die dood verkry deur die opstanding. Baie interessant. As jou siel gered word deur die bloed van die lam en jy word 'n nuwe skepsel en jy laat jou doop, dan laat staan jy op in 'n nuwe lewe. En as gevolg van dit sal jou vlees ook oorwinning oor die dood verkry deur die opstanding. Want wanneer die Here Jesus die dag kom en die grafte gaan oop, gaan die liggame van die heiliges opstaan. Jy moet mooi kyk, nie die siel nie, die liggame, want die siel is vry. Hy is verlos deur die bloed. As hy sterwe, gaan hy na die Here Jesus toe. En daarom sê hy salig is hulle wat van nou af in Christus sterwe. Dit meen as ek in Christus sterwe, gaan my siel hemel toe en my liggaam gaan graf toe. Maar by die wederkoms gaan my liggaam opstaan en my siel en gees gaan die liggaam in besit neem en hierdie liggaam gaan in 'n oomblikse tyd verander word. Want hy is nou volledig. Gees, siel en liggaam. Dit meen hierdie drie word verenig as jy waarlik in Christus gesterf het, word verenig met die wederkoms van Christus. En nou sê Paulus hierdie woorde wat baie belangrik is. Hy sê 1 Korintiërs 15 vers 52, in 'n oomblik in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en sal ons verander word. 53, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid beklee word. Baie interessant. My liggaam is 'n tempel van God. En wanneer ek sterwe, dan word hierdie tempel afgebreek. Christus dieselfde. Hy het gesê ek hy sal die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Maar die woord sê hy het gepraat van sy liggaam, want sy liggaam was ook 'n tempel van God waarin die gees van die Here gewoon het. So wat hier gebeur het is dat toe die Here Jesus opstaan, toe word die tempel, hierdie liggaam, verrys en hy word verander tot onsterflikheid. So die liggaam van die Here Jesus het onsterflik geword. Ek praat van die vleeslike liggaam, onsterflik geword. En dis presies wat met ons gaan gebeur. By die wederkoms gaan ons liggame opstaan, en hy sê dit mooi, hy sê, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. En nou sê hy, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Hy sê, maar God sy dank, wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Waarom? Want ek moet in Christus sterwe en dan sal ek deur Christus die oorwinning kry. Oor wat? Oor die dood. Die vleeslike dood,
die wetlike dood, die ewige dood, die tweede dood, dit meen oor al die dode, sal ek daardie dag oorwinning hê. En dit is wat vir my so belangrik is. Al het die mens gestonde, en die Here sê vir hom, die dag as jy eet sal jy sterwe, nou die mens het die geestelike dood gesterwe. Nie die vleeslike nie. Maar nou moet die Here hierdie vleeslike uiteindelik uit die dood uit die hel, uit die doderyk, moet die Here my red. En my verlos en my rein was deur sy bloed, sodat ek nie nodig het om in die dode te bly nie. Ek het nie nodig om in die graf te bly nie. Halleluja. Maar my siel is klaar uit die tweede dood en uit die ewige dood en deur die bloed teruggeroep in die lewe in. En dis by my bekering, die liggaam lê wel in die graf. En wat gaan nou weer? Die siel wat ook sterflik is met 'n ewige dood, hy word outomaties verlos daarvan en vry van dat die dag as my siel gered word. So dis al wat nou nog moet verander word, wat na onsterflikheid moet oorgaan, is my liggaam. En dit kan ek plaasvind by die wederkoms. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na dit alles, dan kan ons sien waarom Paulus praat, dat ons moet ons beklee met die nuwe mens. Want dit is so belangrik. Ons moet ons met Christus beklee, ons moet ons beklee met die nuwe mens. Hy sê hierdie mooi woorde, ek het dit laas keer ook genoem, maar ek wil dit graag weer sê, want dit is baie, baie belangrik. Die Here sê hierdie mooi woorde, die Here Jesus in Matteus. Hy sê, Matteus sê dit ook, maar Lukas was vir my mooi geweest. Lukas 12 vers 28. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle kleingelowiges. Nou sê Romeine 13 vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dit meen wanneer ek my beklee met die Here Jesus na die innerlike man, dan maak ek nie voorsorg vir die vlees met sy begeerlikhede nie. En dan gaan hy verder, Efesiërs 4 vers 22, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou, die nuwe mens is na God geskape. Hy sê dit in Efesiërs 2. Hy sê, want ons is die maaksel van God. Halleluja. En dit is presies wat hy hierso sê. En julle met die nuwe mens, dit meen geskape, hierdie maaksel in Christus tot 'n nuwe mens. Ek moet my daarmee beklee. Wat gebeur? Dat selfs my vleeslike moet met dit beklee word. Alles moet beklee word, maar sover die geestelike aangaan, word hy beklee met die wapenrusting, sodat hy kan weerstand bied teen dit wat in die vlees woon. En wat woon in ons vlees? Die sonde. Halleluja. Dis waarom ons die wapenrusting na die gees moet aan hê, want ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie. En ons wapens is nie vleeslik nie, maar geestelik. Dis die innerlike man. Maar hierdie innerlike man, hy moet heers oor die uiterlike ook. Dit meen, hierdie sonde, hierdie misleiding, hierdie goed wat so maklik kan gebeur. Hy moet daaroor heers. En daarom sê hy, ons moet nie voorsorg tref vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Want alles word nou oorklee met die nuwe mens. En dan gaan die woord van die Here verder en hy sê die woorde, en julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Halleluja. Hy sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Hy sê, wie oorwin sal beklee word met wit klere. En
wat vir ons in hierdie boodskappe baie belangrik is dat ons wandel nie meer na die sienlike nie. Ons wandel volgens die onsienlike, die nuwe mens wat beklee word. Nou, een van die belangrikste gedeeltes van die nuwe mens is wat die woord van die Here sê, dat ons moet verligte oë van die verstand, die Efesiërs 1 vers 18, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. En hierdie ding is interessant, verligte oë van die verstand. Ons kan dit nie sien nie, want dit is deel van die nuwe mens. Maar wat hier vir my wonderlik is dat ons het 'n wapenrusting aan, en een van hierdie dele is die helm van verlossing. En ek wil dit nou sê. Die wapenuitrusting is nie net, dis 'n wapenuitrusting. Dit gaan soveel dieper, maar wat hier belangrik is, die helm van verlossing, ek het verlossing gekry van my, ek wil amper sê, van hierdie ou verstand, wat net die vleeslike bedink, wat vyandskap teen God is. Met die verligte oë van die verstand, dit het gekom deur die helm van verlossing. Want as ek nie verlossing kry van my vleeslike denkwyse nie, ek meen dan sal ek nooit verligte oë van die verstand kry nie, maar deur die helm van verlossing ontvang ons verligte oë van die verstand. En dit is waarom die wapenrusting, elke deel daarvan vir ons so belangrik is. Want met die verligte oë kan ons besien wat die dode wat ons moet sterwe, maar hoe die verlossing gekom het deur die bloed van die lam, en hoe dat ons liggame op die einde van die dag verander gaan word, verheerlik gaan word, met onsterflikheid bekleed. So wat gebeur? Ek sterwe, maar hierdie tempel van God sal opgerig word met die wederkoms. Halleluja. En dit sal vir ewig bly staan, onsterflik. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons u woord in ons midde het, maar dankie dat ons ook u woord in ons hart het. Dankie dat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. En so dankbaar. Ons sing, ek is verlos deur die bloed van die lam. Here, baie dankie dat u vir ons 'n deel van die wapenrusting gegee het wat verlossing is. Halleluja. Die helm van verlossing. O Here, dis waar ons grootste stryd is, en dis waar ons grootste probleem is in hierdie verstand van ons. Daarom bid ons, Here, dat ons vernuwe sal word in dit, dat ons vleeslike denke verander sal word na geestelike denke. Want dit is lewe en vrede, sê u woord. Dankie dat u ons in hierdie saak genadig was, om vir ons hierdie helm van verlossing te gee, sodat ons daardeur verligte oë van die verstand kon verkry, en nou kan ons sien. Baie dankie daarvoor, en seën elkeen in Jesus naam. Amen en amen.